gemeente uit Lukas 2 en uit Lukas 5 'n paar verse. Die baie bekende uit Lukas 2 vers 8 tot 14. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die glans van die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore. En my, iemand uit Afrika, iemand uit die hoë geslagte van Israel? Nee, die gesalfde van die Heer, Christus die Heer, is julle verlosser." Kan ek hier ophou lees om net aan te gaan? Groot blydskap wat vir die hele volk bestem is, as ons in Lukas 5 vers 27 tot 31 lees. Hierdie verlosser, die Here wat gekom het vir hierdie wetteloses en hierdie geharde sondaars, die mense van wie hy eintlik nie hou nie. Wat doen hy? Hy gaan by elke kerkraad, elke Fariseëse en Sadduseëse kerkraad verby. En dan gaan soek hy die skelms en die middelgegoedes uit. Hy het daarna, Jezus het daarna uitgegaan en 'n tollenaar, skelmbelasting gaat of die owerheid, met die naam Levi by sy tolhuis sien sit en vir hom sê hy: "Volg my, kom in my teenwoordigheid, bly by my, los hierdie goed, ek sal vir jou sorg, volg my, wees jy naby God, want jy is nie deel van die kerk, gelukkig ook maar is jy nie deel van die Fariseëse kerk, van die Romeinse kerk, van die wettiese kerk, maar jy is besig met verkeerde goed, jou styl is verkeerd, jy maak jou naaste seer. Volg my, ek wil jou ander pad wys, want ek gaan nie jou skelmigheid teen jou hou nie, Levi. Weet jy wat? Ek gaan jou Matteus maak, skrywer van die eerste evangelie. Dis wat gebeur as die wet jou veroordeel en God jou gryp daaruit en met jou 'n pad begin loop en vir jou sê: "Volg my." Hy het alles net so laat lê en opgestaan, Jesus gevolg. Leef hier 'n groot feesmaal in sy huis gehou ter ere van Jesus en 'n groot aantal tollenaars en ander mense het saam met hulle aangesit. Groot aantal medeskelms, skelmbroers, tollenaars. Hoor wat sê die Fariseërs? Hulle is so heilig, weet jy. Jy sien hom omtrent straal by. Doen niks verkeerd. Hoor wat sê hulle? Ons Here is al jare in die kerk. Is u regtig die Christus? Kom u van God? Want God veroordeel hierdie tollenaars en sondaars. En is ook net so. Dan klaar die Fariseërs en veral die skrifgeleerdes onder hulle. Die mense wat die geskiedenis, die Bybel ken, het by sy disippels en gekla gesê: "Waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars?"
op die aarde was sy adres, sy gastehuise, waar hy die gas was. By Leefie se huis, en dalk later ander tollenaars se adresse daar af in die straat. Die woonbuurt van die tollenaars. Sy adres was dat hy daar by die groot plein waar verkoop is, ons noem het 'n mall, saam met slegte vrouens gesien is. Wat praat hy met? Die minder goedes, die weet. Ek wil nie die woord van die kanselaar sien, maar weet wat sê ons vir 'n vroulike hond. Dat Jezus daar is. Groot blydskap van hierdie hele volk. Toe antwoord Jezus die Fariseërs, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is van sonde en skande. Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is tot bekering te doen, maar sonde.